Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future. Welkom terug, dit is tyd vir volgens grondbesprekings en Christel Cornelissen sluit volgens by ons aan. Goeiemôre Christel. Dag sy collega's. Môre dan. Christel, voordat ons by die nuus kom, volgende sosiale media vraag is, wat is jou nuttelose talent? Het jy 'n nuttelose talent? Like. Ek begin net na my nuttige talente soek. Nou my nuttelose talente. Nee, ek het geen idee. Nee, iets wat jy nou aan kan dink nie. Wat joune? Maar Hoekom? water bedruk. Is nogal. Maar wat kan jy nou? Ek my tong, my neus raak. So wat is myne? Maar Christel, jy is so 'n ander. Ja, ek het niks. Ag nee, Christel. Maar weet jy wat, Christel, jy's daar baie goed om die nuus vir ons te gee. Ek is stom geslaan met julle twee. Wat is julle nuttige talente, mense? Ag, ons weet nog nie, Christel. Ek Christel. is bang om te vra. Ek het heeldag daai geluid hoor. Jy gaan jou wange punt Daar trek. weet jy wat ek kan kyk. How to? Ja. Christel, ons begin by Arto wat weer uitgestel is. Ja. Dis 'n nuttelose stelsel. Dit is so. Ja. Heeltemal nutteloos. Ek dink daar's meer nut om met jou tong aan jou neus te kan raak as vir Arto in hierdie stadium. Luister, ons sleep nou al vir 10 jaar lank vir Arto deur die wetboeke en ons kry dit net nie reg nie. En dit is nou weer uitgestel, hierdie keer tot Julie volgende jaar. Julle sal onthou, hier is nie die eerste keer dat dit uitgestel word nie. Die kritiek op Arto is nie die stelsel nie. Die feit is, die stelsel is onwerkbaar in sy huidige formaat. Dit voel amper soos net nog 'n manier om wetsgehoorsame burgers met een of ander administratiewe stok by te kom. Nou wat die drukgroepe soos byvoorbeeld Outas sê, is hulle is ten gunste van enigiets wat padveiligheid verbeter. Julle weet net so goed as ek, daar's 'n slagting op ons paaie, weet elke Desember, elke Paasvakansie en die hele tyd tussenin. Mense sterf in hulle duisende op ons paaie. So die stelsel is erns nie besig om te werk nie. Hierdie is ook nie besig om te werk nie. Weet as jy so 'n stelsel instel moet billik wees, weet dit moet deursigtig wees. Jy weet mense moet dan weet wat aangaan. So wat hulle sê van die aankondigings wat in die Staatskoerant gedoen is, wat die strafpunte uiteensit, die boetes uiteensit, die oortredings uiteensit, is op so 'n manier gedruk dat jy dit nie eers kan lees nie. So hier word wetgewing afgekondig en wat hulle sê is jy kan nie lees wat daar staan nie. So hoe moet ek weet dis nie wetgewing nie. Hulle sê dis nie wetgewing nie, dis verwarring. Ja. En dit help niemand om dit reg te doen. Verskeie munisipaliteite het al gesê hulle wil onttrek aan hierdie stelsel, hulle wil nie deelneem. Dit gaan 'n ongelooflike administratiewe las op hulle plaas en gaan dit die probleem oplos. Uiteindelik is dit die vraag wat jy moet vra, is gaan dit die probleem oplos? Gaan dit 'n roekelose bestuurder op die ou einde van die pad afhaal of om motiveer om nie so roekeloos te wees nie? Ek dink nie dit gaan nie. Ek dink ook nie dit gaan nie. Ek weet nie of julle die naweek kennis geneem het van motoriste in Johannesburg. Hulle word afgetrek deur die metropolisie en dan moet hulle semeer hulle boetes langs die pad betaal. Weet jy moet nou betaal. Ja, dis al 'n ding vir 'n rukkie. Arto is nie dit sê nie jy moet langs die pad stop en jou boete betaal nie. Dis glad nie wat dit is en dit niks met die strafregstelsel te doen. Hier is 'n ander wet. Weet so op voedselvlak kon ons dit nog glad nie regkry en Swaan in Johannesburg is dit in werking gestel. Dit werk nie. So as jy dit wil gebruik meer, maar terug gaan na die tekenbord en jy moet weer probeer. En hierdie keer moet jy dalk harder probeer. En hierdie punte gaan nooit werk nie. As jy 'n maatskappy eienaar is met 'n klomp voertuie op jou naam en een van hulle doen iets verkeerd, gaan jy in 6 maande se tyd glad nie meer bestuurslisensie oor hê nie. So wie word nou gestraf? Presies. Weet die een op papier. Die een wat 'n klomp mense werk gee, wie word gestraf of die persoon Jy wat kan nou nie sê jy is doen. die verantwoordelike persoon, jy moet daai een nou voor stok gaan kry. Maar in praktyk is werk dit ongelukkig nie heeltemal so nie. Ja, absoluut nie. Dan beweeg ons aan na vir my die snaakste storie ek gaan vanmôre daarna verwys. Wat ek nou lank tyd gehoor het. Ons president wat nou ek dink hierdie naweek verjaar by the way. O, is dit so? Veers geluk Matamel. Dit is wonderlik, baie Hy verjaar, maar hy moes in 'n tou staan by Heathrow Wat jy dit aan? by die lughawe soos 'n gewone mens. Net nie dit nie, Peer. My aard. Kyk, enige iemand wat vir jou sê hierdie is it's not a big deal, is dadelik vir my is a big deal. Ja, so die presidentiële straler moet 'n diens ondergaan, so die president moet kommersieel vlieg soos die res van ons. Daarom is seker nou nie 'n cattle class soos die res van Nee, die eerste klas natuurlik. Daarom 'n bietjie meer gemaklik.
Maar hy moes nou nog steeds in die tou val om tot op die vliegtuig te kom. Sy vlug is gekanselleer. Dit is nie die eerste keer dat president Ramaphosa aan die tou staan nie. Daar was al video's van tevore van hom op sosiale media waar hy met mense chats bou terwyl hy in die tou wag. Ek dink in die groter prentjie, mens moet nie altyd die donker wolke en die silwer randjies sien nie. Jy weet, hy is 'n vrolike kerel ongeag wat jy nou van hom sê. Ja. Ons met vliegtuie hê wat werk. Kan die president kommersieel vlieg? Ek dink so. Ek dink vir 'n land wat swaar kry soos ons en 'n land wie se mense baie swaar kry soos ons, dan dink ek is dit aanvaarbaar. Nou hy het miskien 'n baie meer druk skedule as die meeste van ons. Ek moet vir jou sê, ek het nou al saam met ministers gevlieg, toevallig wat langs my sit op 'n vliegtuig, dan dink ek, wow, dis lekker van hulle om saam met die gewone mense te vlieg. En as 'n mens mooi daaraan dink, kon Cyril vir homself 'n private straler gehuur het. Hy kon sekerlik. Om daai afstandjie te vlieg. So mens moet 'n mens half sê, goed, dan is daar dit. Hy kon 'n straler gehuur het, maar hier staan hy in die tou saam met mense, dalk 'n bietjie meer menslikheid in hom te kry, wie weet. Miskien is dit 'n goeie ding, nê, om net so 'n bietjie opvoedselvlak te sien waar deur gewone mense elke dag. Nou moet jy net met 'n gewone kar deur 'n gewone stad ry in die gewone Suid-Afrika om bietjie te sien hoe lyk die land regtig. Nee. 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 Okay. Vliegtuig is een ding. Christel, dan moet ons selfs skokkend dat ons kinders tussen graad 1 en graad 3 steeds sukkel om te lees. Hierdie was my opvallend geweest en dis nou eksamentyd, nê? Die matrieks is al verby die halfpadmerk. By die laerskole het die kinders gister begin skryf. So dis nou die assessering van die jaar se werk. En dan lees jy iets soos hierdie wat sê, jy weet, 31% kan nie, hulle praat van sound recognition. So dis die A in appels. Jy weet, as jy in graad 1 moet jy begin leer die A pas by appel en dan begin jy woordjies bou. En hulle kan dit eenvoudig nie doen nie. Wat hierdie studie dan nou sê is die blou blokkies. Die boublokkies vir later se eksamen. Jy weet, wanneer jy in die hoër grade kom, is dit daar nie. Jy weet, so hier's 'n gaping wat ons moet pak. En die probleem is kinders raak al hoe verder agter. So as jy in graad 1 en graad 2 en graad 3 nie daai blokkies pak waar dit met hoort nie, kan jy nie later leer nie. Jy weet, en dan kom daar moeiliker begrippe by wiskundige begrippe, jy moet begin interpreteer en dan as jy nie die basiese goed reg het nie, dan raak jy agter en jy val uit. Wat ook interessant van hierdie berig is die verskillende tale. Verskillende huistale wat kinders praat, weet Afrikaans, Engels, ek dink hulle praat hier van Sevenda as van die kinders wat baie goed gedoen het. Interessant hoe dit verskil in die verskillende tale en ook in die verskillende kwintiel skole. Nou jy weet in die hoër kwintiel skole is daar noodwendig meer hulpbronne beskikbaar, in die laer kwintiel skole dalk nie. Weet maar dis dan ook waar die onderwysdepartement 'n ongelooflike belangrike rol het om te speel om daai hulpbronne beskikbaar te stel. Jy weet ons mag nie dat hierdie kinders agterraak nie. Ons moet sorg dat daar 'n onderwyser in elke klaskamer is. Ons kan nie verdwyn met die tablets nie. Ons kan nie 'n skool op 'n vlei land bou nie. Ons kan nie aanhou met 80 kinders in 'n klaskamer nie, want hierdie is die gevolg. So wat die minister van basiese onderwys sê, ons weet nou wat die probleem is. Nou moet ons dit regstel. Ek dink nie die probleem is nie. Nee. Ek dink ons weet nou al vir baie lank. Weet en ons spandeer ongelooflike bedrag geld in ons onderwysstelsel. Dis die grootste begroting van die regering is net onderwys. En die uitkomste is nie daar nie. Erns doen ons iets verkeerd. Erns. Dan adverteer 'n mens waar mens kan adverteer, waar dit toegelaat word. Maar nie alle advertensies val altyd op die regte manier op die regte oor of oog nie. Dit kan nie. Advertensies kan tot 'n groot mate dis hoe jy dit interpreteer. Jy weet iets wat vir my aanstoot gee is dalk vir jou in 'n grappenderwys bedoel. Korrek. Suid-Afrika het 'n lang geskiedenis van protes. Sommige daarvan uiters gewelddadig, sommige daarvan weet meer stil. Hierdie was 'n protesbord gewees van solidariteit. Wat met die oog op die G20 wat sê welkom in die mees rasgereguleerde land in die wêreld. Solidariteit sê die metro het hierdie bord verwyder. So dis op die roete op pad na die weet waar die G20 beraad gehou moet word. Nou kan jy vir jouself, ek dink die eerste ding wat jy moet vra is alle prosesse gevolg om hierdie bord op te sit? Indien wel, jy weet dan moet jy begin vra, is dit omdat jy nie van die boodskap hou nie? Weet en daar word nou 'n grys gebied.
wêreldwyd, wanneer daar groot byeenkomste is, probeer lande hulle beste voet voorsit. Jy weet, awelose mense word in 'n hoek gejaag. Straathonde word almal gevang en verwyder. So ons almal wil net hierdie mooi beeld voorhou van 'n lekker land. Jy weet, en dan wanneer iemand kom en sê maar alles is nie lekker hier nie, jy weet, dan raak dit nog gemaklik. Die Instituut vir Rasseverhouding het verlede week hulle 'n verklaring uitgestuur wat hulle sê hulle sal besoekers help om hulle self volgens ras te klassifiseer. En my eerste gevoel was aarde, weet, dis darem 'n Sure. hoekom op aarde sou jy dit van mense wil verwag? En ek was ongemaklik en toe die volgende gedagte is, maar in Suid-Afrika is dit iets wat ons doen. Op elke forum wat ons invul, moet jy jou ras aandui. So ons het ook so half gewoond geraak. Hou jy nie van die boodskap nie? Miskien is dit op die gepaste plek, is dit op die gepaste manier. Dit moet jy vir jouself uitvind. Dat ons 'n land in Suid-Afrika is met baie probleme, is so. Hou jy dalk nie van die boodskap nie? Dit is ook so. Ek dink ons moet ons probleme toesmeer nie. Sensorskap 'n bietjie oorboord gaan dalk. Ja. Dis ook wat 'n mens oor moet doen. Ja, jy kan, want jy bedoel ook terselfdertyd was daar vandalisme van byvoorbeeld daai as ek nou daai mens was wat die mooi pragtige G20 met die blommetjies geverf het en iemand het kom spuitverf oor dit, was ek regtig ongelukkig. Ontsteld, ja. Nuwe straatligte wat geïnstalleer is wat gebreek is. Dis stikkend. Dit is nou net daar gesit, dit die hele korridor verlig en dit is stikkend, jy weet, en dan dink ek dan moet ons vir mekaar sê, luister, hier is protes en hier is protes of hier's Nie dieselfde nie. dis nie dieselfde nie, weet, een is dis misdadig. Kry daai mense voor stok. Partykeer dink ek ons kry maklike slagoffers om Te teiken. Ja. Ja. Terwyl die werklike probleme word onder die mat gevee. Of daar word strepe en pile op die pad geverf, dis 'n klap in die gesig van almal wat elke dag daar lewe, maar nou word paaie onderhou. Dis 'n absolute klap in die gesig van Johannesburg se belastingbetalers. Dit is wat jy sê, laat meneer Ramaphosa aan sy kar klim en ry. Kristal, dan so vinnig nuwe reën of lekker reën bring nuwe Nuwe lewe. reën man, Jennifer. Dis vars reën. Ag, dit was net vir my so mooi, dit reën hier in Pretoria ook, maar ek moet vir julle sê, is baie mooi hier in Pretoria, maar jene, hier is daarom regtig mooi. Hier is beter, ja. Hier is beter, ja. Ek sou nou nie omgegee het om daar te wees nie. Dis die Kalahari Oorgrenspark. En hulle sê hulle het 'n uitsonderlike hoeveelheid reën ontvang. So hulle praat van 109 mm in net 2 dae. Wat baie vreemd is vir hierdie streek. Gewoonlik vat dit weke voordat soveel reën val. Bietjie skade aangemeld. Daar's nou 'n paar bome ontwortel en van die paaie. Nou ek dink is die moeite werd. Dit is mooi om te sê. En dan is dit mooi reën daar. Dit is klompie jare gelede was daar toe dit mooi gereën het in Desember. Wat daai rooi duine tot bo groen was. Regtig. Dan dink jy, hoe op dese aarde gebeur dit? Ja, dis wonderlik hoe goed net verander oornag, né? En ek dink as jy vandag kyk, is dit 'n hele nuwe wêreld. Ja. Voorreg, ons bly 'n wonderlike plek. Ja. Kristal, baie dankie vir die saamgesels vanoggend. Dankie kollegas. Dis Kristal Cornelissen, ons is nou weer terug. Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future.